Vader is net U wat heilig is. Heilig, heilig, heilig. Uitgesondere God bo hierdie wêreld. God bo ons denke, die enigste ware lewende God. Ons rede vir ontmoeting, Here, is om U te verheerlik en om U naam op te hef. Om U groot te maak. Ons is sekondêr, Vader, U is eerste. Maar tog U, Vader, wat die begin, die einde is, U wat die groot skepper is, ontferm U oor ons as 'n nietige mens. En daarvoor is ons U dankbaar. Dat dit U is wat afgekom het om die mens te red en so lewe in ons in te blaas. My gebed is dan kom blaas U lewe in ons vanmôre in. Dat ons geestelik sal lewe voor U. En laat die woord uitgaan, Vader, en gee dit lewende water, soos U nog altyd doen, deur die krag van die Gees. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Baie dankie vir die musiek. Ek wil jou uitnooi om, ek vergeet om dit te sê, maar ek het blaadjies wat ons druk met die preeknotas, en aan die einde van die preeknotas is daar sulke besprekingsvragies. Ek dink dit sal werklik vir jou geesvervullend wees, veral na die preek, om dit dalk met 'n vriend of in jou selgroep, of selfs met jou eggenoot te bespreek en al bietjie daardeur te werk. Dit veroorsaak dat 'n ou bietjie dink oor dit wat gepreek was en die teks veral wat ons vandag gaan bespreek. Indien jy jou woordjie het, kan jy saam met my oopmaak as jy sou wou by Johannes 6. Ek het dit ook vir julle op die bord. Johannes 6. Johannes 6 is eintlik 'n hoofstuk wat ek glo in, ek het dit oorweeg om dit te doen. Ek het my vrou gaan vra en sy het gedink ek moet dit nie doen nie. Ek is dankbaar vir haar geestelike insig, maar ek het dit oorweeg om ek is die brood van die lewe, wat vandag ons eerste ek is uitspraak van Jesus is, om hom in 3 dele te doen. Maar toe sê my vrou vir my, jy moet dit doen in 1 deel. Jy moet hou by die program. En ek sê, jy's reg. En so, ek gaan vandag probeer om dit te doen, ek glo nie ek gaan oortollig lank wees nie, maar ek gaan hoofstuk 6 vir ons probeer vasvang, want in die kern van hoofstuk 6 maak Jesus die uitspraak van ek is die brood van die lewe. En ons het gesê, ons is besig met die ek is uitsprake van die Here Jesus, en indien jy nie weet wat die ek is uitsprake is nie, sal ek jou graag ook aanraai om dalk verlede week se boodskap te gaan kyk oor ek is. Jesus maak in die Johannes Evangelie, word dit geteken, maak hy die uitspraak dat hy ek is. Hy sê ek is, en ek is uitspraak is 'n direkte terugverwysing na die insident waar God aan Moses verskyn het in die brandende bos, en toe Moses vir God vra, wie sal ek sê het my gestuur? Toe sê God, ek is wie ek is. Die ek is beteken God is buite tyd, buite dimensie, buite ons perspektief. Hy is net, hy bestaan, hy is daar, hy sal altyd daar wees. Ons kan nie dink in terme van ons menslikheid, kan ons nie dit allokeer aan God nie. So God is by verre bo ons denke. En dan wat natuurlik verwag jy dan van 'n God wat 'n heelal geskaap het waarin ons lewe? Want natuurlik verwag ons van God wat tyd geskaap het. En jy moet dink dat dit half logies is, want as God nie buite tyd was nie, dan beteken dit hy was gebind aan tyd, met ander woorde, hy het nie tyd gemaak nie. Wie het die sekond gemaak? Wie het die minuut gemaak? Wie het die uur gemaak? Was dit nie hy nie? As hy dit dan gemaak het, beteken dit hy self hoef nie daaraan onderdanig te wees nie. Maar hy het gekies om in die wese en die persoon van Jesus Christus homself daar te onderwerp. So wanneer hy sê ek is, sit hy homself buite sy skepping. Hy sit homself buite alles. En vir die Christen is dit 'n goeie ding, want dit beteken jy aanbid 'n God sonder perke. Vir die ateïs is dit 'n ding waarvan hy nie hou nie, want hy hou nie daarvan as iets of iemand groter is noodwendig as hy of haar nie. Ek onthou toe ons is 'n jaar, vandag presies 'n jaar terug in Nieu-Seeland. Ek weet nie of, ek onthou 'n jaar terug toe toe ons hier aangekom het, nou nie presies 'n jaar terug nie, maar toe ons net hier aangekom het, en ek seker dit was met julle ook die geval, toe stap ons nou by die eerste supermark in, Pack and Save of Woolworths, ek kan nou nie onthou nie, en toe ek daar instap, toe moes ek nou 'n brood kies, en ek was net oorweldig deur al die brood. Ek soek vir Sesco, en Sesco Sam, onthou ek waar hy is daar by die huis, en ek dog toe, ja, wat gaan ek doen? Ek sê toe, ek weet wat ek gaan doen, ek gaan terug aan Suid-Afrika toe. So ek gevoel het, en ek seker julle het dieselfde gevoel.
Want sonder dat jy weet, dink ek 'n ou koppel 'n vorm van sekuriteit, selfs aan jou koskeuses, jou brood, jou gemak, dis jou roetine. En binne jou siege voel jy dan, ek is veilig, want ek eet altyd hierdie brood. Dis nie letterlik wat jy dink nie, maar ek dink in jou onderbewussyn is dit wat afspeel. En so toe moes ek 'n brood kies en ek sê toe, ja, ek weet nie wat om te kies nie. En ek kyk toe, daar's 'n sterretjies op die brode wat ek dog toe, dit is 5 sterretjies, is goeie sterretjies en ek dink dit is nog steeds goeie sterretjies. Ek weet nie, julle kan my dalk later daaroor kom leer. En ek soek toe die eerste brood met 5 sterretjies en ek kom toe so mooi af op so 'n rogbroodjie, 'n raai bread. Hy is so bruin en ek dink hy lyk gesond en vir jou vat ek. En weet jy, dit was nou 'n jaar en ek het nog nie van brood verander nie. Ek is getroud met daai brood. Ek kyk nie eers vir ander brode nie. Ek stel nie belang aan ander brode nie. Dis ek en daai brood. Ek voel nog steeds oorweldig. En ek dink daar sal seker 'n tyd kom en ek begin kyk na ander brode. Nie dat dit 'n voorskrif is vir jou huwelik nie, maar ek dink daar sal seker 'n tyd wees. Maar dis my gunsteling vir nou in hierdie seisoen en dis my kinders se gunsteling. Jy weet. En miskien soos ek sê, is jy al 10 jaar hier en jy is nog steeds op dieselfde brood. Daar's nie 'n probleem daarmee nie. En dis jou gunsteling. Maar vanoggend wil ek nie praat oor 'n gunsteling nie, want ek dink nie dit is wat ons bespreek nie. Ons bespreek nie wat is 'n gunsteling, wat is 'n gunsteling geloof of wat is jou gunsteling Jesus nie. Ons praat vanmôre oor 'n noodsaaklikheid. Wat is die noodsaaklikste, die oortreffende trap, die noodsaaklikste brood vir jou? En dit is natuurlik niks anderste as Jesus self nie. En ek wil hê ons moet verstaan wat dit beteken. En ek dink Jesus gebruik hierdie beeldspraak so mooi wanneer hy praat van hierdie brood in Johannes 6. Nou, jy moet verstaan dat die hele Johannes evangelie het 'n ander aanslag. Ons kry die eerste 3 evangelies, is Matteus, Markus en Lukas. 'n Evangelie beteken maar net, dit is die goeie nuus oor Jesus. Dis wat evangelie beteken, dit is die goeie nuus. Letterlik, dit is die goeie nuus. Nou daar is Matteus, Markus en Lukas. Hierdie 3, hulle noem dit die sinoptiese evangelies, ons hoef dit net te onthou nie. Maar dit stem baie ooreen, die eerste 3 evangelies. Dis dieselfde verhaal van Jesus, dis net 3 verskillende ouens wat dit geskryf het. 3 verskillende ouens uit 3 verskillende perspektiewe. En dan kry ons die 4de ene, die Johannes evangelie. Soos ons Matteus, Markus en Lukas. Matteus geskryf, Markus en Lukas. En dan kry ons Johannes het Johannes geskryf. En Johannes het 'n ander benadering. Hy praat oor uit 'n ander perspektief. Hy noem ander goeders wat hierdie 3 dalk nie eers geskryf het of gesien het nie. Nie om te sê dat dit bots nie, maar dis die konsep van as daar 'n ongeluk op hierdie hoek is, en daar's 'n rooi kar en 'n blou kar wat verongeluk het. En hier kom die polisie aan en hulle vra jou vrou, wat het gebeur mevrou? En jy sê, jong, hier was 'n blou kar en hier was 'n rooi kar en jy weet. En hulle kom na jou toe en sê nee, ek het hierdie Ford Escort gesien, hierdie ou het voet gesuk, die bande het gedraai en toe kom hierdie Fiat van vooraf en wat se kleur was die Fiat? Nee, hy was blou met sulke wit racing stripes. Verstaan jy? So dit klink anders, maar dis uit verskillende perspektiewe. En dit is eintlik hoe die evangelies werk. So wanneer jy die evangelies lees, is dit goed ook om te kyk wat hulle sê, want jy kry dan die waarheid. Dit is eintlik wat die speurders doen, nee, as hulle wil uitvind wat gebeur het, dan praat hulle van tekskritiek. Hulle hoor hierdie ou se storie, hoor hierdie ou se storie, en sien ons bietjie verskille, dan sê hulle goed, ek sien dit stem ooreen. So Johannes se perspektief is bietjie anderste, en ek noem dit, want Johannes het 'n spesifieke doel. Hy het 'n spesifieke doel, en hy noem vir jou die doel. Ek gaan dit nie vir jou lees nie, maar ek gaan vir jou sê wat dit is. Jy kan dit goed by die huis gaan lees in Johannes 20 vers 30 tot 31. Hy sê die doel van hierdie skrywe is om Jesus Christus as die seun van God te wys. En sodat ons wat glo kan lewe in sy naam. Dis wat hy sê. So sy doel deur die hele evangelie is om te wys dat dit wat Jesus gedoen het, wys eintlik dat hy die seun van God is. Dis sy doel. En as jy die evangelie so benader, dan gaan jy sien hoe vou hy oop. En dit is eintlik waaroor Johannes 6 sommer gaan. En dis hoekom ons net die ek is uitsprake kry net in die evangelies van Johannes. Want hy het gevoel dis belangrik om dit te skryf om te wys dat die ek is uitsprake direkte verwysings terug is na hy wat God is, Jesus wat God is. En Johannes 6 is die eerste ek is uitspraak.
En jy sal sien, sommer aan die begin van Johannes 6, gaan ek nie nou vir julle alles lees nie, ek gaan nou ons skrifgedeelte lees, maar sommer aan die begin van Johannes 6, begin dit met brood, en dan is daar 'n dag wat plaasvind, en dan is Jesus weer terug by die brood. So kom ek lees vir ons, Johannes 6 vers 34, wat ek nie vir julle daar het nie, vir een of ander rede. Goed, ek gaan vir julle lees Johannes 6 vers 34 tot 51, net die storie wat gebeur het, en julle kan my net so op die ore hoor, ek sal dit volgende week reg hê. Die Jode sê toe vir Jesus, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger word nie, en wie in my glo sal nooit weer dors word nie. Maar ek het vir julle gesê, julle het my gesien en tog glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee sal na my toe kom, en ek sal die een wat na my toe kom nooit verstoot nie, want ek het uit die hemel neergedaal. Nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gee, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Want dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Toe het die Jode oor hom gekla, gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het vir mekaar gesê, is hy dan nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Jesus het hulle geantwoord, hou op om onder mekaar te mor. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. In die profete staan daar geskryf, en hulle sal almal deur God geonderrig word, elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, net die een wat van God afkom. Hy het die Vader gesien. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Die vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans het hulle gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neerdaal. Die Jode het onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Torah. Nou dit was die fees, ek gaan jou net bietjie konteks gee, jy verstaan hoekom dit so radikaal is wat Jesus sê. Dit was die fees van die Pasga wat jy sal sien in die begin van hoofstuk 6. Die fees van die Pasga is 'n fees wat hulle onthou het toe hulle uit Egipte uitgetrek het. Onthou hulle toe hulle uit Egipte uitgetrek het, toe kom daar die plaag, en toe die laaste plaag was die doodsengel, toe moes hulle die deurkusyne verf met die bloed van 'n lam, en toe hulle uit Egipte uitkom, toe sê hulle stel 'n fees in om te onthou. Wat moes hulle onthou? Dat dood nie vir hulle gekom het daai dag nie, en dat God hulle gered het. Dis moes hulle onthou. Hulle het 'n lammetjie geslag, hulle het ongesuurde brood geëet, hulle was gered van dood. Hulle is gered uit Egipte. Dit was die fees. En toe net voor die fees plaasvind, toe kom daar 5000 plus mense na Jesus toe. Nou ek wil hê jy moet dit probeer indink. Die skrif sê vir ons 5000, dit is altyd interessant, hulle sê dis meer as 5000, was die mans. So dit sê vir jou, hulle het net die mans getel. En ek kan dink hulle tel net die mans, want as jy almal moes tel, dink ek dit gaan te lank vat. As die mans daar was hulle vrouens daarso. Ons is nou by 10, as almal dalk getroud was, nee. As die vrouens daar was die kinders daar. En miskien die gemiddelde kind 2 per gesin. Amper by 20. So hulle verneem dat dit maklik tussen 15 tot 20.000 mense was wat hier by Jesus was. En hulle is honger. En daar kom 'n seun met sy lunch. 5 broodjies en 2 vissies. En hy vat dit en Jesus breek dit en hy deel vir almal uit dat daar 12 mandjies kos oorbly. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderbaarlike wonderwerk. Almal het verniet geëet, lekker geëet. Jesus voer hulle nou net.
En toe hy dit gedoen het, sal jy sien aan die einde van vers 14, toe gryp hierdie mense hom, toe wil hulle hom koning maak. Hulle wil hom koning maak, hy sê, wees ons koning, en Jesus ontglip hulle, en hy gaan die berg op, om alleen te wees. Want hy weet, hy moet nie nou koning word daar by hulle nie. Ek gaan jy nou sê, hoekom nie. En hy gaan toe die berg op. En die disciples, hy sê toe vir die disciples, gaan so lank oorkant, aan die ander kant van die see, ek kry hulle daar. Jesus is die berg op, en die disciples vaar so oor, en soos die disciples gewoonlik iets ervaar, wanneer hulle altyd op die see is daar 'n storm, nee, daar's 'n storm. En Jesus kom toe op die stormwaters aangeloop, en hulle sing hom, en dit is nie waar Petrus uitgeklim het nie, hierdie was 'n ander geleentheid, en hulle sê toe, skielik was hulle aan die ander kant, ek wonder hoe dit gelyk. Daar was 'n storm, Jesus kom na hulle toe, en skielik was hulle aan die ander kant, daar is ons aan die ander kant. En hier kom hierdie 5,000 plus mense, 15 tot 20,000 mense, hulle word toe wakker, die volgende oggend, en hulle sien toe, Jesus is weg. Hulle soek hom. Hulle soek hom, want ek dink persoonlik, hulle is nou honger. Dis tyd vir ontbyt, en waar's die chef? En so kry hulle berig, dat Jesus en sy disciples aan die oorkant van die meer is, en hulle klim toe in bode. Ek sien hierdie prentjie, hoe 15,000, 20,000 mense in bootjies probeer klim. Ek weet nie waar het alles vandaan gekom. En hulle vaar aan die oorkant, om Jesus te gaan kry. En hulle kom toe daaraan, daar by Jesus, en hier is die eerste vraag wat hierdie ouens Jesus vra. Hulle sê, Rabbi, wat nou leermeester beteken, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Ek wonder net by myself, Jesus het nou net hierdie ouens almal kos gegee, hy is aan die oorkant van die see, hulle weet eers hoe hy hier gekom nie, die disciples het gevaar, hy is die berg op, en hulle kom al aan en hulle vra, so, wanneer het jy hier aangekom? Asof dit 'n relevante vraag is. En dit is eintlik iets wat gebroken is in hulle logika. Want ons weet waartoe dit nou gaan, ons weet wat hulle soek. En ek kan vir jou sê, die gebroke deel van hulle logika is hulle geestelike persepsie. Hulle sien nie geestelik nie. Hulle sien fisies. Hulle sien nie Jesus, ek sê nie sy fisiese bestaan nie, hulle sien nie die geestelike les wat Jesus besig is om te leer nie. Hulle sien dit nie. Jesus ignoreer hulle vraag. Hy sê nie vir hulle, ja, ek seker so 30 minute terug het ek hier aangekom, saam met my disciples nie. Hy ignoreer hulle. En hy weet, hy kyk tot in hulle harte en hy weet presies hoekom hulle hier is. Hoor wat sê hy? Hy sê, ek sê vir julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle die brode geëet en versadig geword het. Dis hoekom hulle hom soek. Hulle soek Jesus vir nog kos, nog freebies, 'n gratis buffet ete. Jy moet onthou, en ek wil dit egter net so bietjie jou in perspektief sit, want ons kan nou maklik sê, ja, daai Israeliete, hulle het Jesus gesoek net vir kos, hulle is so sleg. Maar ek wil hê jy moet onthou, in daardie tyd het die mense regtig van die hand tot die mond geleef. Hulle het regtig van die hand tot die mond geleef. Dit was moeilik. Daar was nie brode wat geperseveer is. Dit is nie gelyk soos Pek en Sy vandag nie. Jy moes jou eie brood bak. Jy moes jou eie graan meel. Dit was moeilik. As jy nie gewerk het, het jy nie geëet nie. Einde van die storie. En so, as hulle 'n gratis ete kon kry, was dit nie net gratis kos nie, maar hulle was seker ook gespaar van 'n dag se arbeid. Hulle is desperaat. En nie net dit nie, die Romeine, wat aan bewind was daai dag, hulle het die Jode so swaar belas. So nou vat jy van jou geld, dis nie net 'n kwessie van koop, jy vat baie van jou geld gaan na die Romeine toe, en dan moet jy nog werk vir kos. Hulle het onder moeilike omstandighede gelewe. As daar ek weet Beck praat daarvan, hy sê as daar 'n trok gestop het met gratis brood, sou hierdie ouens 10 in daai trok bestorm het, en die brode daar afgegryp het, nê. Nee. En hier sit ons en ons sal sê, ai, kyk hierdie arme mense. Maar hulle was regtig honger. So, net om ons perspektief te gee. So nou kom hulle na Jesus toe, en nou het so 'n bietjie begrip hoekom hulle na Jesus toe kom, want hulle is honger. En jy wil half die vraag vra, maar Jesus, hoe kan jy hulle kwaadlik neem as dit swaar gaan om vir brood te vra? Jy sien, Jesus weet, die probleem is nie die hongerte van hierdie mens nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem was, hulle wou Jesus gebruik het, net vir brood. Dis die probleem. Jesus ignoreer nie hulle behoefte aan hongerte nie, hoor. Hy is nie onsensitief nie. Hy het hulle mos nou net 'n dag terug gevoer.
En ek seker hy sou hulle weer voer. En inteendeel, hy het nog wonderwerke gedoen en dit weer gedoen. Maar Jesus probeer vir hulle uitwys. Julle soek my net vir brood. Jy soek my net vir brood, nie vir iets anderste nie. En dis wat hy vir hulle uitwys. Hulle wou Jesus eintlik misbruik, dink ek is 'n beter woord. En binne die evangelie van Johannes, as jy sien, dis nou daai perspektief van Johannes wat ek jou in die begin gegee het, gaan jy sien, baie keer as hulle praat van wonderwerke, dan praat hulle eintlik van tekens. Jesus het 'n teken gedoen. Hoekom? Wat doen 'n teken? 'n Teken wys vir jou na iets. 'n Teken wys jou na iets groters. En so die wonderwerk van die brood word beskou as 'n teken. 'n Teken van wat? 'n Teken van ek is die brood van die lewe. Jesus was besig met die hele wonderwerk, ja, om hulle te voer, maar hy was ook besig om vir hulle iets te wys van homself en van God. Hierdie mense het gedink brood is die doel. Hulle het gedink dit is die bestemming. As ons net brood kan kry, dan is dit wonderlik. Ek bedoel, dink vir jouself, jy moet nou hier afry, ek weet nie, Wellington toe. Ek weet nie hoe ry jy Wellington toe nie. Jy moet nou hier afry Wellington toe. En nou is daar die eerste bord wat sê Wellington. Sê nou maar jy het nou, ek weet nie wanneer jy die eerste bord Wellington kry. Kom ons sê jy ry vir 'n uur lank en jy kom daar en daar's 'n bord Wellington met soveel kilometers. En jy stop daar, die familie klim uit en julle staan onder die bord en julle neem 'n foto en julle sê, ja, kyk, ons is hier by die bord. Jy stop by die teken. En dis presies wat hierdie ouens doen. Jesus doen 'n teken, die brood. En hulle dink, ons is hier. Maar Jesus probeer hulle wys, dit gaan oor meer as net jou maag. Soveel meer. En dis hoekom hy hulle leer reg in die volgende gebeurtenis. Die wonderwerk van die brood sluit aan by Jesus se leerstelling van ek is die brood van die lewe. Ons moet hulle nie skei nie. So Jesus gee hulle kos en nou probeer hy hulle leer en hier is die eerste les wat hy hulle leer. In vers 27, julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Hierdie ouens het gewerk. Hulle het oor die see gevaar. Hulle het Jesus gejag. En hier kom Jesus en hy sê, moenie werk vir dit wat vergaan nie, maar werk vir die brood tot in die ewige lewe. Jesus wil hulle ewigheid gee. Ewigheid. Maar hulle is besorgd oor die volgende ete. Wat help dit? Wat help het hulle magies is vol, of trommeldik soos ons sou sê, maar hulle harte is leeg en hulle siele gaan verlore? Is dit beter om met 'n vol maag hel toe te gaan of met 'n leë maag hemel? Ek dink dit is seker die vraag wat ou kan vra. Jesus sê, julle soek my net vir die brood, tydelike goed. Hy sê, werk vir die ewige goed. Besef hoekom ek hier is. En ek wil vir jou sê, nie baie in die wêreld het verander nie. Nie baie in kerk het verander nie. Daar het verseker nie baie in Christendom verander nie. Ek dink daar's meer mense wat hulle self identifiseer met Christendom en die naamtitel Christen gebruik, maar eintlik gaan dit oor wat Jesus vir my kan gee. Jesus moet my, Jesus, ek soek net hierdie werk. Jesus, ek soek net prestasie. Jesus, ek soek net rykdom. Jesus, ek soek net gemak. Jesus, ek soek net gesondheid. Ek sê nie dat Jesus jou behoefte ontken nie. Ek bid vir die goed, verseker. Regtig. Vra vir die Here. Vra vir die Here vir die werk. Vra vir die Here vir voorsiening. Vra vir die Here vir gesondheid. Verseker. Maar moenie laat dit jou primêre behoefte wees om na die Here toe te gaan nie. Hierdie ouens se primêre behoefte was net vir die brood, dit was nie vir Christus nie. En kerke verkondig dit, die welvaartskerke, nee, as jy, Jesus gaan vir jou dit, en Jesus gaan vir jou dat, en Jesus gaan vir jou dit. Maar daar is 'n probleem. Die probleem is, die wonderwerk raak groter as die wonderwerker. Mense soek die genesing eerder as die geneesheer. Mense kyk wat God vir hulle kan produseer. Hulle soek voorsiening en hulle vergeet van die voorsiener. Dus kan dit nie omdraai nie. Jesus sê dit, hy sê dit so gereeld, hy sê, wat se pa sou vir hom 'n klip gee as hy vra vir 'n brood? Of 'n skorpioen as hy vra vir 'n vis? Jesus gee gereeld vir ons deur die skrif sê, ek sal vir jou voorsien, moenie kwel oor môre nie, ek sal vir jou voorsien. Maar wat gelyklopend is met dit, soek eers die koninkryk, kom eers na my toe.
Jy sien, wanneer ons na Christus toe kom, raak die sekondêre goed werklik sekondêr en nie primêr nie. Hierdie mense het Christus gesoek. Moet jy wys, hierdie mense, van net hoe dink iemand ek wys daarna. Hierdie mense het Christus gesoek vir sekondêre goed. Vir sekondêre goed. Ek weet jy moet weet, en dis dalk om dit dalk bietjie reguit te sê, maar alles waarvoor ons werk in hierdie wêreld gaan vergaan. Dit gaan. Iemand anders te gaan in jou bed slaap, iemand anders te gaan dalk eendag jou kar ry, daai mooi ene, daai wat jy by die huis wegsteek, iemand anders te gaan dalk selfs jou klere dra. Dit gaan vergaan. Of dit, of jy. En Jesus het dit geweet. Hy het dit geweet. En daarom sê hy vir hulle, werk vir die goed wat nie vergaan nie. Hy sê nie vir hulle gaan wees lui nie. Dis nie wat hy sê nie. Asseblief moenie nou sê, baas, ek bedank, cheers, ek gaan nou goed werk vir die onverganklike nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê net, kry jou prioriteite reg. So, die goed gaan vergaan. Die einste goed waarvoor mense so hard werk, waarvoor mense so hard streef, as ek net dit kan kry, dit gaan alles vergaan. Maar jou siel, dis die vraag wat ons konfronteer. En ek dink 'n ou kry dit baie, ek het dit al gesê, as jy met iemand praat wat naby 'n doodservaring was. Hy gaan nie vir jou sê, ek was amper dood en ek was so bang, ek kan nie nog laaste keer in my kar gery het nie. Ek was so bang, ek kon nie my kar saamvat nie, of my dit of iets of dat nie. As 'n ou gekonfronteer word met 'n naby doodservaring, dan ek dink vir alle ou wat weet, God bestaan, dan dink ek die enigste vraag wat resoneer in jou denke is, waarheen was ek nou amper op pad? Waarheen sou ek my ewigheid bestee het? So Jesus sê vir hulle, werk vir die onverganklike, nie die goed wat vergaan nie. Hoor wat sê hulle? Ja, ek het hom ook hier op, ek weet nie wat gaan aan met die slides nie, sorry. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen, sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? En hier skimp hulle, ons vaders het manna uit die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, Moses het aan hulle die brood uit die hemel gegee om te eet. Hulle skimp, Jesus sê, hy sê werk vir die goed wat nie vergaan nie, sodat julle moet glo in my, werk vir die goed wat nie vergaan nie, en hier sê hulle, wat se teken kan u vir ons gee, sodat ons kan glo? Kan u dit maak brood reën? Kan u regtig? Kan jy? Dit snaaks, dit klink soos die Satan toe hy Jesus versoek het in die woestyn. As jy regtig die seun van God is, sê dan vir hierdie klip om brood te word. En hulle skimp. In plaas daarvan om te glo, vra hulle vir 'n teken. Maar Jesus het nou net 15.000 plus mense gevoer. Dink jy die teken was die probleem of ongeloof? Hulle verwys na die manna, en hulle skimp, en hulle soek 'n teken. Maar Jesus weet, hulle het nie 'n werklike teken gesoek nie, hulle het brood gesoek. En Jesus korrigeer hulle nou. Hy maak hulle toe reg. Hy sê vir hulle toe eerstens, hy sê vir hulle dat dit nie Moses was wat die brood uit die hemel uitgegee het nie. Hy sê vir hulle dit was God. En tweedens koppel hy 'n ander definisie nou aan brood. Hy herdefinieer brood. Hulle het gedink die brood uit die hemel was God wat net gesing het sodat hulle net kon eet, maar Jesus sê daai brood het eintlik gewys na iets vorentoe. Hoor wat sê in vers 32. Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Jesus maak nou dit duidelik. Nog altyd was dit God wat vir hulle voorsien het, nie Moses nie. Hulle hoop was in Moses. Hulle vra vir 'n teken van Moses en hy sê dit was God wat vir julle voorsien het. En die tweede ding wat hy vir hulle sê, is nie net God het voorsien nie, hy sê maar daar is 'n ander tipe brood vandag voor jou. Daar is 'n ander brood, hoofletter B. En hy maak toe die verbintenis met Moses. En jy sal onthou in Eksodus 16, toe die Israeliete deur die woestyn gegaan het hulle geloop, en toe het daar manna, dit is 'n broodagtige, sneeuvlokkierige tipe stysel wat uit die hemel uitgereën het. Elke dag moes jy net optel genoeg, sodat jy daarvan kon eet vir die dag.
Net vir die dag. Die Israeliete het deur die woestyn geloop, waar kry hulle kos? God laat dit manna reën. Val. En dan loop jy, dan tel jy kos op. En toe sê hulle, Moses sê, tel net genoeg op vir vandag. Net genoeg vir vandag. En nou gaan tel ons nou by ouens wat rebels is, dan tel hulle genoeg op vir vanmôre. En wat gebeur het? Hulle het genoeg opgetel vir vandag en vanmôre, en die wat hulle vanmôre opgetel het begin stink en het wurms gekry. Behalwe op die 6de dag, die dag voor die Sabbat. Die Sabbat was die 7de dag van rus. Toe mag jy op die 6de dag mag jy 2 keer soveel optel. En dit het nie gestink en vol wurms geraak nie. Wat is die idee wat hier deurgegee word? Die idee is dat God daagliks vir sy volk sal voorsien. God wil vir hulle wys, vertrou my. Vertrou my, moenie nog gaan optel nie, vertrou my vir vandag. Vertrou my vir vandag. Vertrou my vir vandag. En hy vertrou hulle. En dit is presies wat Christus ons hierso wys. Christus is die een wat uit die hemel neergedaal het. Hy het lewe wat hy bring. Hy gee dit vir die mense. Hy gee die lewe, hierdie nuwe manna, hierdie nuwe geestelike brood, hierdie lewe. Ietsie wat meer permanent is as tydelik. Die manna het vir 'n dag gehou, Christus hou vir ewig. Manna het 'n vervaldatum opgehad, Jesus het nie 'n vervaldatum opgehad nie. En inteendeel, Jesus sê later, selfs die ouens wat die manna geëet het gesterf. Hulle het ook 'n vervaldatum opgehad. Dis wat Jesus sê. Die manna en die mens, 'n vervaldatum. Christus en sy lewe vir ewig. Hy speel die twee af. En dit is die doel van dit, jy sal sien, die doel van die lewende brood, as ons verstaan wat Jesus bedoel met brood, die doel is werklik lewe. Dis lewe. Hoor wat sê in vers 33, ek gaan dit net vir jou so vinnig noem. Vers 33 sê hy, ek het gekom sodat julle lewe kan kry. Vers 35, dieselfde. Glo in die, sodat julle lewe kan kry. Vers 40, die ewige lewe kan kry. Vers 47, 'n ewige lewe. Vers 50, 'n ewige lewe. Vers 51, 'n ewige lewe. Vers 53, lewe. Lewe in oorvloed. Lewe, 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 lewe. Hoekom kom Christus vir lewe? Wat se lewe? 'n Lewe hier op aarde? 'n tydelike een, 'n permanente een, 'n geestelike een. Hy kom vir lewe en hy sê dit vir hulle konstant. Konstant sê hy vir hulle. Ek is hier. Hier's lewe. Ek gee vir jou iets permanents. Maar hulle dink Jesus praat nog steeds oor die fisiese brood. En hulle sê toe vir Jesus, Here, gee ons altyd hierdie brood. Hulle is blind. Hulle is blind. En Jesus laat val nou die bom. Hy sê dit nou reguit. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Hulle vra, gee ons hierdie brood, Here. Waar is hierdie brood? Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood. Dis waar ons daai frase weer kry, ek, ego eimi, praat die Grieks van, ek is. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Nou, ego beteken ek. Eimi beteken ek is. So letterlik wat dit beteken, ek is. Dis wat hy sê. Ek is die brood van die lewe, maar niemand praat so nie. En binne die Grieks sal jy ook sien, die ego eimi is aan die einde. So wat daar letterlik staan is, die brood van die lewe, ek is. Dis wat Jesus sê. Nou, hy sê dit vir 'n rede so. Eerstens, die ek is aan die einde, sodat die klem op die einde val, en nie op die brood val nie. Wat word beklemtoon wanneer jy lees, die brood van die lewe, ek is. Christus. Christus. So met ander woorde, daar is nie iets wat jy moet kry nie. Daar's nie 'n brood wat ergens weggesteek is, waar Indiana Jones hom moet gaan soek, sodat jy net kan eet en dan kan jy lewe kry nie. Hy probeer vir jou sê dat, hy, en hy sê ek is, want is 'n direkte verwysing na God. So wat hy sê is, ek is God, en as jy na my toe kom, gee ek jou lewe. Ek gee jou lewe. Ek. Jesus gaan aan en hy sê, dat dit God is wat hierdie brood gee. Hy sê, ek is die brood, ek gee jou lewe. Ek is die brood van lewe, en hy sê, hierdie brood het uit die hemel uit neergedaal. En dit is vir my belangrik dat ons dit vandag verstaan, dat dit God is wat die brood voorsien het. God voorsien dit. Hy sê dit in vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal. Hy sê dit in vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal. Hy sê dit weer in vers 50, want die brood het uit die hemel neergedaal. In vers 51,
Ek is die lewende brood en ek het uit die hemel neergedaal. Vers 58, dit is die brood wat uit die hemel neerdaal. Hy herhaal dit, hy herhaal lewe, 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 hy herhaal uit die hemel, uit die hemel, uit die hemel. Wat dink jy probeer hy vir jou sê? Uit die hemel kom die lewe. Dink jy so? Die Vader stuur die Seun uit die hemel uit om neer te daal. En ek wil hê jy moet weet, die Seun was in die hemel. Hy het daar gebly. Die Seun was by die Vader. Toe het God hom gestuur aarde toe vir 33 jaar. Sodat hy God kan bekend maak en vir hulle lewe gee vir die mens. En toe is hy weer terug na die Vader toe. Hy was by God. Hy is God. En God het afgekom om homself deel te maak van tyd. En toe hy sê, ek is die brood van die lewe, toe moan hulle. Hulle kla. Mounas. Baie. Hulle sê, is hy nie Jesus die seun van Josef? Hoe kan hy nou sê, ek het uit die hemel neergedaal? Hulle kla en sê, ek ken sy pa. Ek moet nou dink gou vir jouself. Hier kom Jan, as ek Jan kan gebruik, of Jan, miskien moet ek sê Sean. Hier kom Sean aangestap, en Sean bly net so af van die pad. En hy sê, môre Sean, ek sê, môre Jan. Hy sê, Sean, hoe gaan dit vanmôre? Nee, goed, hoorie, ek wil net vir jou sê, ek is God, en ek gee lewe. Jy gaan sê, Sean, is jy okay? Het jy jou kop gestamp, Sean? Sean, wat drink jy? En dan as ek aanhou daarmee, gaan ek vir jou sê, nee, ek is God en ek gee lewe, ek is God en ek gee lewe. En dan eintlik wat jy vir my op die einde van die dag gaan sê, is jy gaan vir my sê, ek is mal. En dis wat hulle probeer doen hierso. Jesus, hulle ken sy aardse pa, dis nie sy biologiese pa nie, die Heilige Gees is, God is. Hulle ken sy aardse pa, is Josef, want hy het onder Josef groot geword. O, nee, ek ken hierdie mannetjie. Ek ken hierdie mannetjie. Hoe kan jy nou sê, ek is die brood van die lewe? En hulle dink Jesus is mal. En hulle begin moan daaroor. C.S. Lewis help ons baie hierso, en ek dink dit is nogals interessant. Hy sê daar is net drie goed wat Jesus kon wees. Hy moes of mal gewees het, of hy moes 'n leenaar gewees het, of hy moes werklik die seun van God gewees het. Dis al beskrywing wat hy kon kry. Want die enige iemand wat sê, ek is die seun van God, hy moet regtig mal wees, of hy moet vir jou jok, of hy's regtig die seun van God. En die probleem met die eerste twee is, hy kan nie mal wees nie, want mal mense leer nie soos Jesus geleer het nie. Hy kon nie gejok het nie, want as hy gejok het, moes hy aangehou jok het, en dan sou hy homself vasgejok het. So dan los het ons met opsie 3. Hy is waarlik die seun van God. En dit is die probleem met Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme. Hulle sê Jesus is 'n leermeester, maar 'n leermeester maak nooit die uitspraak dat hy die seun van God is nie. 'n Goeie leermeester sal nie uitspraak maak dat hy die seun van God is nie, want die oomblik as 'n leermeester dit sê, sal hy mal wees of hy sal begin jok, en dan is hy nie meer 'n goeie leermeester nie. Tensy hy regtig die seun van God is. So, hy sê, ek is die lewende brood, ek is God. En almal erken hom as 'n leermeester, behalwe die Christen. Want daar is geen man wat die eis sal maak dat hy God is, as hy nie regtig God is nie, want dan sal hy nie meer 'n goeie leermeester wees nie. So, Boeddhisme, Hindoeïsme, ek weet nie hoe kan hulle sê, Jesus was net 'n leermeester nie, want hy moes of mal of gejok het. En dit is my ironies, hierdie mense moan. Hulle moan oor Jesus se uitspraak. En dit is presies dieselfde eintlik wat in die woestyn gebeur het, toe die mense begin manna eet het, nê. Toe begin hulle moan met Moses en sê, ag, stuur ons terug na die vleispotte van Egipte. Hulle kla, maar hulle kla eintlik omdat hulle blind is, hulle mis Christus voor hulle. En Jesus spreek toe hulle moanery aan, hy spreek hulle reguit aan. Hy sê, hou op. Hy sê vir hulle, hou op onder mekaar kla, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie na my toe gestuur het nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie na my toe gestuur het nie. Met ander woorde, hierdie ouens sien nie Jesus nie, want daar is 'n sluier oor hulle oë. Hulle harte sien nog nie Christus nie, hulle sien net kos. En Jesus sê presies dieselfde, reg deur die hele hoofstuk 6. Hy sê, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom.
Hy sê dat ek van almal wat hy vir my gegee het, sal ek hou. Daarom het ek gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie. Jy kan nie Christus erken as God nie die sluier van jou oë afhaal nie. Jy kan nie. Jy kan nie Jesus ken as God nie jou hart verlig nie. Want die Vader trek jou na Jesus toe en dan kom jy na Jesus toe. Het jy dan vrye wil om Jesus te kies? Ja, verseker. Almal het vrye wil en almal kan Jesus kies. Daai mense met die brood kon Jesus kies. Maar sal jy Jesus kies as jy in jou vlees lewe? Nee, jy sal nie. Martin Luther het dit mooi gestel. Hy het gesê, die mens het vrye wil, maar wanneer jy jou eie wil het, sal jy nooit God kies uit jou eie uit nie. Met ander woorde, uit jouself kan jy nie God kies nie. Dink byvoorbeeld daaraan, jy lewe jou hele lewe lank in sonde, en sonde is vir jou reg, sonde is die pad. Jy lewe vir selfgenot, selfwins en selfgesentreerdheid. Die hele wêreld draai om jou, dit gaan net oor jou. Jou idee van die wêreld is om vir jouself te lewe. Die wêreld moet jou dien. Dis jou idee. Nou as dit is wie jy is, jy maak 'n god van jouself, en jy dink dit gaan alles net oor jou, hoe gaan hierdie persoon Jesus kies? Jy kan met hom praat en sê, nee, dit gaan nie oor jou nie. Hy gaan sê, nee, dit gaan oor my. Hy gaan met jou stry. Dit is sy wêreldsbeskouing, hy sien net homself. En binne in sy eie bubbel, dis sy perspektief, daar binne kan hy nie Jesus kies nie. Maar dit is die oomblik wanneer God afkom en die bubbel afhaal, sodat hy kan sien wie God is. Ek hou van hierdie voorbeeld. Hierdie voorbeeld is 'n goeie voorbeeld. Mense verkondig vandag en sê, ja, God help die wie hulle self help. Nee. Hulle sê, ja, jy dink van jouself in 'n oseaan en jy is besig om te verdrink. Ek dink ek het dit al gebruik. Jy is besig om te verdrink en jy trap net die water so, nee. En nou kom daar 'n boot verby wat nou God is. Beeldspraak. En hy gooi vir jou 'n lifebuoy uit, 'n tube. En hy sê, kom, gryp die tube. En jy so, ek wil nie die tube hê nie, weg. Dis wat hulle sê. Hulle sê, God gaan jou daar nie kan help, as jy nie die tube gryp nie. Vriende, dit is nie waar ons was toe God ons kom haal het nie. Kan ek jou wys waar ons was? Jy het bietjie water getrap toe jy gebore was, en toe begin jy sink in jou sonde. En jy begin verdrink in hierdie wêreld. Dat jy letterlik geestelik dood is. Jy was aan die onderkant van die oseaan, besig om te sink. En God het van die boot af gespring, onder in die water, en hy het jou daar kom uithaal in jou geestelike dooie toestand. En hy het jou op die boot getrek, en hy het lewe in jou ingeblaas. Lewe! Dit is om gered te wees deur genade. Jy is nie jy wat bietjie krag het om 'n tube te gryp nie, want dan is dit nog steeds jy, en nog steeds ek. Uit gered uit genade, onverdiende redding beteken God het afgeduik tot die diepste van jou sondige self en het jou daar kom uithaal en gesê jy was dood. Jy was dood in jou sonde. Jy kon nie lewe nie tensy ek ingegryp het. Dis genade. En dit is redding. God help nie die wie hulle self help nie, want ek kan nie myself gehelp het nie. Ek het my hele lewe lank gedink dat, toe ek groot geword het, dit is die regte plek om heen te gaan. En ons almal het dit gedoen. Ons het gedink, dit is hoe ons moet lewe. Ons ideale prentjie van ons lewe. Maar ergens het God deur genade ingegryp en gesê, vir jou soek ek. Hoekom my? Of miskien 'n vraag, hoekom julle? Ek weet nie. Maar dit is genade. En ek is nog so meer dankbaar omdat God afgeduik het en my lewende asem in my ingeblaas het. Hy red jou. En hy gee jou lewe. En daarom sê hy, niemand kan na die Seun toe kom behalwe as die Vader na hom toe trek nie. Die Vader gee jou lewe. Ons het 'n reaksie verseker. Ons het. Maar ons was geestelik dood. En dooie mense kies nie lewe nie. Nou is hier iets moois. Hier is iets wat my fondasie net weer kom ruk het, soos ek deur hierdie teks gegaan het. Die Vader trek jou na die Seun toe, want jy moet deur die Seun na die Vader toe gaan, hè? Hy trek jou om Christus te sien. Hy haal 'n sluier af. En wanneer hy jou trek en jy kom by die Seun uit, sê die Seun, hou ek jou vas. Dit is nie mooi nie.
Die Vader trek jou na die Seun hou jou vas, sodat jy nie weer verlore kan gaan nie. Die Vader trek jou uit die diepste duister van die oseaan en hy gee jou lewe en hy gee jou vir Jesus en Jesus sê, ek het jou en jy gaan nie terug nie. Ja, ek wil sê dat as Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ja, dit beteken dit is 'n vorm van vervulling. Ek kry vervulling in Jesus, ja. Dit beteken ook dat Jesus my onderhou, ja. Maar bo dit alles, as Jesus sê, ek is die brood van die lewe, beteken dit, hy het jou 'n nuwe geestelike lewe gegee. 'n Geestelike lewe. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my omgestuur het, om nie na my toe trek nie. Nee. En dan in vers 51, het ek hom op. Daar is Martin Luther se quote, ek het nou vergeet van die slides. Goed. Jesus sê hy vervul en hy sê ek is die brood wat ek sal gee is my liggaam wat gee vir die lewe van die wêreld. Hy gee sy liggaam. Met ander woorde, dit is die evangelie. Die evangelie is die konsep van Christus moes sterf sodat jy nie hoef te sterf nie. Daarom kry jy sy lewe, jy kry sy heerlikheid. Hy vat jou sonde. Nee. Jesus gee nie net bloot iets nie, hy gee homself. Hy sterf, jy lewe. Onregverdige transaksie verseker. Hoekom? Want die Vader het jou lief. En Jesus gebruik nou later sterk taal en dan se klaar. Hy gebruik sterk taal. Ek gaan 2 keer sê dan se klaar, dis die eerste keer. Jesus gebruik sterk taal. Hy sê nou, sê hy, eet van my vlees en drink van my bloed. Eet van my vlees en drink van my bloed. Ek bedoel, as iemand dit vir jou gesê het in daai tyd, sou dit waansin gewees het, want jy sou gedink het dit is kannibalisme. Maar ons verstaan dit. Ons weet elke keer, volgende Sondag kom ons na die nagmaaltafel toe. Ons gaan van Christus se bloed drink en ons gaan van sy vlees eet, né? En julle weet al dadelik wat dit beteken. Ek hoop so. Maar dit is nie kannibalisme nie. Hierdie mense dink is kannibalisme. Hoekom? Want hulle verstaan nie dat Christus as 'n offer moes uitgegiet word nie. Deuteronomium 12 en 15 sê duidelik dat jy mag nie bloed drink nie, want die lewe is in die bloed. Jy mag dit nie drink nie. So Jesus praat nie van kannibalisme nie, hy praat van homself. Hy gebruik beeldspraak. Jesus sê, ek is die brood wat jou voed en ek sal die bloed wees wat jou reinig. Dis wat hy sê. En hulle verstaan dit nie. Maar hy gebruik hierdie sterk taal vir 'n rede. Want hy wil hê ons moet verstaan dat ons nie net Jesus bloot moet bewonder nie. Hy gebruik eet en drink vlees en bloed. Hy gebruik dit want dit is sterk, dit dra krag. Hoekom? Want Christus moenie net bewonder word nie. Jy kan nie net kyk na Jesus nie. Jy moet eet van hom. Jy kan nie net Jesus bewonder nie. Jy moet drink van hom. Jy kan nie net Jesus aanskou nie. Nee, jy moet deel wees van hom. Dit is nie 'n eenmalige transaksie nie. Dit is 'n voortdurende gemeenskap. Dit is die hele idee van eet en drink. Dit is die idee van 'n nagmaal ete. Ons het gemeenskap met mekaar. Ons drink saam, ons eet saam, ons kuier saam. Dit is wanneer jy iemand nooi vir 'n ete. Hy kom nie net om 'n happie te vat en sê dankie dat jy net 'n happie gevat het en nou kan jy huis toe gaan nie. Hy besoek jou nie, hy kom hê gemeenskap saam met jou. Geselligheid saam met jou. Dis die hele idee, die hele konsep. En ek wil vir jou sê dat kerkbywoning is een van die goeders wat dit uitbeeld. Ek kom nie net kerk toe om 'n happie te vat van Jesus nie. Ek kom kerk toe want ek wil deel wees van Christus. Ek wil deel wees van sy liggaam. Ons wil deel wees van mekaar. Ek soek Christus in my. Ek wil hom eet. Ek wil van hom drink. Ek wil hê hy moet in my wees sodat ek in hom kan wees. Ek soek lewe. Ons besoek nie Christus nie. Die Christen durf nie Christus besoek nie. As dit 'n besoek raak, dan beteken dit jy is nie deel nie. Ons wil volkome afhanklik wees van Christus. Soos kos deel is van jou liggaam, so moet Christus deel wees van jou liggaam. En ek sê altyd vir myself, en ek sê dit vir my vrou, ek sê, vat dit en preek dit vir jouself. Sê ek wil deel wees Christus. Sê Vader, kom red my uit die diepte van my sonde. Sê kom lig die sluier van my oë. Preek dit elke môre vir jouself. Bid dit vir jouself. Bid dit vir jou kinders. Streef daarna. Laat daar 'n hongerte in jou wees. Want as daar nie 'n hongerte is nie, gaan jy nie eet nie. Versadigde mense eet nie. En ek dink dit is ook waar die uitdaging lê in hierdie teks. Ek dink hierdie mense het iets gesoek wat hulle fisies versadig kon maak. En in die wêreld is dit wat ons doen. Ons maak onsself versadig met goed van die wêreld. Sosiale media doen 'n uitstekende werk daarmee. Hierdie kort videoetjies, uitstekend.
Hy veroorsaak dat ons so gestimuleer word, dat ons vergeet, ons het 'n groter behoefte as net fisiese kos. Ons vergeet geestelik. Ons vergeet ons strewe na Jesus. Ons emosie, ons word geonderdruk, ons word, want ons voel net serotonien en dopamien, dis metoniem, dis alles hierdie goedvoelhormone, dis al wat ons ervaar, dis lekker, dis scroll, dis Facebook, dis Instagram, dis YouTube, nee, en dan hoe meer ons sien, ure is verby, ek moet gaan slaap, en dan gaan jou lewe aan as jy weer besig, en ergens het jy vergeet wat jou primêre kos, stapelvoedsel moet wees, vir die Christen. En Christus sê, nee, hy sê, eet, en hy sê, drink. En ek is nie verbaas daaroor nie, hierdie mense wat toe Jesus dit gesê het, hulle stap toe weg. Hulle sê, nee, dit is te erg. Ek kan nie van hierdie man eet en van hierdie man drink nie. Dit is te erg, omdat hulle nou seker ook nie brood gekry het nie. En Jesus vra toe sy disippels, en julle? Almal stap weg. 15.000 mense stap weg. Ek wonder hoe Jesus se bediening gevoel. 15.000 mense stap weg. En die 12 bly en hy vra vir hulle, en julle? Wil julle nie ook gaan nie? En hier sê Petrus die mooiste woorde. Hy sê, na wie? Nie waarheen nie. Na wie sal ons gaan? Want U het die woord van die ewige lewe. Dis my tweede keer, ek sluit af. Hoe? Hoe gaan ons na Christus? Hoe? Want ek wil vir jou sê, miskien is dit deur hierdie preek, hoe die Vader vandag besluit om die sluier van een van julle se oë af te haal. Miskien is dit deur hierdie woord wat ek vandag met jou gedeel het. Hoe die Here dalk vir jou gesê het, ek roep jou vandag na die seën. Want ons weet dit kom deur die prediking van die woord. Miskien is dit vandag. Dit is nie 'n sterre en ligte nie. Dit kan 'n prediking van die woord wees. Miskien trek die Vader jou vandag na die seën toe. Dit eis 'n reaksie van jou. Hier is die reaksie. Hy sê dit vir ons in vers 35, 40, 45, 47 en 50. Hy sê, kom na my toe, kom na Jesus toe, kom sing Jesus. Hierdie woordjie sing word ook vertaal as aanskou, beteken om in diepte te kyk. Hy sê, luister, nie hoor nie, luister, leer, eet en glo. Augustinus het dit mooi gesê, hy sê, as jy glo, het jy geëet. Ek wil vir jou sê, wanneer jy kerk toe kom, wanneer jy 'n preek luister, wanneer jy in jou woord is, wanneer jy by 'n Bybelstudie is wanneer jy kom. Dis wanneer jy kom, dis wanneer jy wil kom sing. Dis wanneer jy nie moan dalk oor die lengte van die preek nie, want jy weet Christus word verkondig, en dalk is dit een van die belangrikste boodskappe wat 'n ou vandag moet hoor, want jou siel is op die spel. Wanneer jy kies om werklik te hoor wie hierdie Jesus is, dan kom jy, dan sing jy, en dan luister jy, en jy luister om in te neem, en dan eet jy, en dan natuurlik is die vrug daarvan, glo ek, glo. Jesus maak klaar, nou is wat Petrus gesê het, Jesus maak klaar, met ek slaam met hoofstuk 6, ek dink ek het goed gedoen vir 'n hele hoofstuk. Jesus maak klaar, met vers 70 en vers 71. En hierdie is vir my net shocking. Hy sê, en nou praat hy met sy disippels, nadat Petrus gesê het, hy is die een met die woorde van lewe. Hy sê, daar is een van julle, wat die duiwel is. Ons weet van wie hy praat. Johannes sê vir ons ook, hy het Judas, die seun van Simon Iskariot bedoel. Een van julle. Met ander woorde, daar was een wat so naby aan Jesus was, wat gekom het, wat geluister het, wat gesing het, maar hy het nooit geëet nie. Hy het dalk 'n happie gevat. En daar is 'n verskil om werklik naby aan Jesus te wees en om deel te wees van Jesus. So laat ek hierdie analogie afsluit. Dit is die ding van 'n ete. Jy is by 'n tafel. Jy kyk nie hoe almal eet nie. Jy kan nie net die brood bewonder nie. Jy moet fisies deelneem, jy moet fisies kry, jy moet fisies kou, jy moet dit inneem sodat die brood deel word en jou dit geabsorbeer word.
Eet, soos MacArthur sê, is 'n persoonlike ding. Is 'n persoonlike ding. Jy kan nie vir iemand anders eet nie. Ek kan jou nie red nie. Jou vrou en jou man kan jou nie red nie. Jy self moet deelneem. En wanneer jy eet, word jy getransformeer. Jy lyk soos Christus. So miskien het jy vergeet wat dit is om werklik om van Christus te eet. Miskien het jy van alles om jou geëet. Miskien het jy geëet aan die goddelose land. Want ek hoor hoe baie mense sê, ergens met die vliegtuig oor die see is asof hulle geloof afgeval het. Maar miskien het ons begin eet van verkeerde goed. Ek wil vir jou sê, as dit dalk die geval is, miskien is vandag se boodskap 'n manier hoe die Vader jou trek terug na die Seun toe. Miskien moes ons net dalk bietjie perspektief verloor. Miskien moet ons vandag net onthou hoe honger ons werklik is vir Christus, sodat ons van Christus kan eet. Vader, dankie dat ons vandag na U toe kan kom en werklik besef U is God en U het U Seun gestuur, Christus. En Christus, U is God. En ons wil vandag eet van U en deel wees van U en U inneem. Ek wil vra dat hierdie woord werklik sal groei. En dat ons sal reageer. Dat ons sal kom, sing, leer, luister en glo. Ontwaak tog in ons, o Here, uit die waarheid. In Jesus naam. Amen. Gee jou 'n nuwe lewe, 'n geestelike lewe. Kom, sing, luister en eet, sodat jy kan glo. Gaan in die liefde van die Vader en die genade van ons Here Jesus en die krag van sy Gees. Amen. Vrede vir julle.